Kan die Bybels van oopmaak by Exodus 19, maar moet nog nie lees nie. Ons gaan Exodus 19, Exodus 24 en 'n bietjie in Exodus rond toer. Ek wil vanoggend 'n vraag begin deur om 'n vraag te vra. En die vraag is, en ja, vanoggend is weer 'n diens van introspeksie. En ek dink dit is nodig vir ons as kind van God om so nou en dan introspeksie te doen in ons lewe. Om te kyk waar staan ons of waar is ons in ons verhouding met die Here. Het ons goed toegelaat in ons lewe? Het dit wat ons kyk of dit wat ons doen, het ons iets toegelaat in ons lewe wat ons verhouding met die Here bietjie kom beïnvloed, bietjie negatief kom beïnvloed. So is belangrik vir ons om te kyk in onsself en bietjie te kom meet volgens die maatstaf van God se woord. En die vraag wat ek wil vra is, hoe diep is jou begeerte na intimiteit met God die Vader? Wat 'n longing het jy binne jou? Wat 'n begeerte is daar in jou vir meer van God die Vader? Vir 'n dieper verhouding met God die Vader? Om dieper te gaan, of is ons gemaklik, en ek gaan later oor dit gesels ook, is ons gemaklik om net op 'n Sondag te kom? Is dit vir ons genoeg? Is dit vir ons genoeg om ons te kom dra vir die hele week? En onthou een ding, broers en susters, en hoor my hart, die kerk is veronderstel om aan te gaan, en die kerk bedoel ek nie ons gemeente nie, ek bedoel kerk oor die algemeen, is veronderstel om aan te gaan sonder 'n pastoor, en sonder 'n man wat hier so voor staan, sonder 'n Moses, en ons gaan nou by dit uitkom, sonder 'n Moses, wat by die Here hoor, en julle kom hoor net by die Moses. Kerk is veronderstel om aan te gaan, en die sad ding vir my is, julle is nie veronderstel om my nodig te hê in jou verhouding met God die Vader nie. Asseblief, moenie van die groep af gaan nie, maar julle is nie veronderstel om ja, ek verstaan, ek kan julle leer van God die Vader, en ons kan praat oor sekere goed, maar ek is nie jou verhouding met die Here nie. Want ek is nie môreoggend in jou huis nie. Die pastoor is nie dinsdagoggend by jou nie. Die pastoor is nie daar wanneer jy en jou eggenoot fight nie. Die pastoor is nie daar wanneer dit rof gaan nie. Ja, jy kan hom bel en hy kan kom, maar wat van God die Vader? Elke een van ons moet 'n begeerte en 'n longing hê na God die Vader. Kyk, ek hoor my, kerk is fantasties, en ek al baie keer gesê het, dis my, ek love 'n Sondagoggend. Om almal te sien, dis my lekker. En die Bybel sê ons moenie die samekoms van die gelowiges misloop, so sommige dit die gewoonte ag nie. So hierdie is goed en is lekker en is mooi, maar hierdie is nie jou geestelike groei nie. Want die Here kan vir jou iets sê nou hier, en ek het 2 weke terug gesê ek dieselfde, die Here kan vir jou hier in 'n collective, kan die Here vir ons as mens, ons as sy kinders, kan hy kom seën. En hy kan vir ons 'n woord gee, en ons kan stil word in sy teenwoordigheid, en iemand bring 'n woord, en ons worship het lekker saam, en ons stap uit en ons voel goed. Maar die Here wil vir jou iets sê, vir jou iets sê, in jou binnekamer, wat hy nie vir jou gaan sê hier nie. Paulus skryf en hy sê dat daar sekere goed wat hy nie vir ons skryf nie. Daar sekere goed wat die Here vir hom sê, jy mag dit nie vir die mens sê nie, wat vir hom is. En baie keer, en Marlenae kyk toe 'n preek, en die preek gaan daaroor, en is meer gemik bietjie op die pastoor, maar mense kan toepas in ons lewe ook, hoe ons lewe post, nee, op Facebook, Instagram, op WhatsApp status en alles, en ons post ons koppie koffie met die Bybel en sê stilte tyd, en is mooi, maar nie alles moet jy post nie. Want ons sekere goed wat die Here vir jou in jou secret place vir jou wil sê, wat net vir jou is, en nie vir jou man is, of jou kind is, of jou vriend, of jou vriendin is nie. En die enigste plek waar jy dit gaan beleef, is met jou intimiteit met God die Vader. As ons intimiteit met God die Vader net op 'n Sondagoggend is daar fout in ons verhouding met God die Vader. Want dan sien ons God as net 'n Sondag God, 'n Sunday faith. En die res van die week leef ek net soos wat ek wil, maar Sondag dan kom ek hier en trek my mooi klere aan, en ek kom hier na toe, en môre, goed dankie, ja, die Here is goed, en die Here is goed vir ons.
Ons hierdie persona as ons kerk toe kom. En hoe is jy môreoggend? So hoe diep is jou begeerte na intimiteit met God die Vader? Is daar 'n begeerte in ons te sê, Here, ek soek meer as net 'n Sondagoggend. Ek soek meer as net 'n Woensdag aand. Here, ek wil dieper ingaan. Here, ek wil openbaringe hê, Here. Here, ek wil hê wanneer ek die woord lees, moet ek sommer gestig voel in die woord. Here, ek wil daai oomblikke hê wat ek op die mat lê op my aangesig en ek wil net lê en ek wil net huil en ek wil net ween en ek wil net tyd met U spandeer. Hoe diep is ons begeerte, want ons is op die oomblik so naby aan God soos jy kies om te wees. Jy so naby aan God soos jy kies om te wees op hierdie oomblik. Jou verhouding met die Here, jy so naby aan die Here of so ver van die Here soos jy kies om te wees. Waarmee jy jouself besig hou. As ander in intimiteite lekkerder lyk, gaan jy nie in die binnekring ingaan nie. As ander intimiteite van hierdie wêreld vir jou lekkerder lyk, gaan ons nie die binnekring ingaan nie. En ek gaan nou by dit uitkom, en dis waar ek wil praat vanoggend, in watse sirkel vind jy jouself? Watse sirkel van intimiteit vind jy jouself? Ons almal begeer, en ek hoop ons almal begeer 'n meer intieme verhouding met God die Vader. Ons was laasweek Sondag, ek weet nie of ons was nie hier nie, en ek dog, Sondagoggend, lekker laat slaap. Ek hoef nie 'n preek voor te berei nie, ek hoef nie worship te lei nie, ek gaan net 'n bietjie afvat. Maar ek kon nie, want ek voel so, hier is so deel Sondagoggend, en is nie deel net omdat ek 'n pastoor is, en my maal, ons was geforseer kerk, en ek dank die Here vir dit. En ons gaan toe na 'n Shofar gemeente toe in George, en dit was so lekker, om net bietjie te ontvang. Dit was so lekker om net nie te werk nie. En onthou, hier is my passie, maar ons is net so lekker, net om nie te worry oor, is die klank reg? Is die gitaar te hard of te sag? Die klavier is dit, of die stemme, dit was net lekker om in te stap, en jy hoef nie die koffie reg te kry, of iemand te kry om die koffie reg te kry, of enigiets nie, jy stap het in, jy ontvang net. En ek besef, Here, ek soek meer van U. En ek hoop daar is 'n begeerte by ons, vir 'n intiemer verhouding met God die Vader. En dan kom die vyand, en wanneer ons 'n baie oomblik is wat ons so soekend is, en dan kom die vyand met hy skuldgevoel, en hy laat ons kyk na ander mense, en hy sê, maar hoor hoe intiem is daai ou met die Here? Is dit dan, trek die Here mense voor? Nee. Daai persoon kies om naby aan die Here te leef. Want weer eens, ons is op die oomblik so naby aan God, soos jy kies om te wees. So ja, vanoggend is 'n bietjie introspeksie. Te kyk, het ons nog 'n begeerte en 'n verlange in ons na 'n intiemer verhouding met God die Vader. Want julle, daar's meer as net 'n Sondagoggend. Daar's meer as net 'n worshipdiens. Daar's meer as net 'n Woensdag. En ek verstaan ons is besig. Ek verstaan dit, julle, ek verstaan. Maar iewers gaan ons iets moet opoffer vir jou om intiem te raak met God die Vader. Iewers gaan ons 'n opoffering maak om te sê, Here, ek kan net bietjie my slaap opoffer, want ek soek U. Is my baie meer belangriker om U te vind, as om te slaap. So die eerste sirkel van intimiteit, is die buitesirkel. Ons lees in Eksodus 19, vers 9 tot vers 12, en dan vers 16 tot vers 18. En die Here het met Moses gespreek, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek, en hulle sal vir altyd aan jou kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die Here meegedeel. Verder het die Here aan Moses gesê, gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, en laat hulle hul klere was, en hulle gereed hou teen die 3de dag. Want op die 3de dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal, of Sinai afdaal. Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys en sê, pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie.
Elkeen wat die berg aanraak moet sekerlik gedood word. Op die derde dag van vers 16, die derde dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg, en die hele berg Sinaai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos 'n rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. God die Vader sê vir Moses, berei my volk voor, ek wil ontmoet. Ek wil myself aan hulle kom openbaar. Sê hulle moet hulle klere was, hulle moet hulle gereed kry op dag 1, dag 2, op die derde dag gaan ek kom, en dan gaan ek myself aan hulle kom openbaar. Maar trek hierdie kring, hierdie barrier om, dat hulle nie kan kom, totdat hulle voorberei is nie. Want as jy gaan 'n bietjie verder lees, wil God hê dat sy volk moet opklim na hom toe. Maar ons moet ons eers kom reinig. Nou imagine gehou. Imagine God die Vader sê vir ons, right, julle maak julle reg, ek wil op Sleeping Beauty, wil ek my kom vir julle wys. Wat sal jou reaksie wees, as die wolk afdaal op daai berg, en dit is vuur, en is rook soos 'n oond, en is hierdie bassein, is hierdie kragtige ontmoeting, en dit is, God is so teenwoordig, dat die berg beef. Wat sal jou reaksie wees? Sal ons in ontzag staan, en sê, wow, hoe groot is ons God? Sal dit ons na hom toe dryf, of wegstoot van hom af? En dit is afhanklik van jou posisie, hoe jy God sien. Want die Israeliete het God so gesien, in Eksodus 20 vers 19 tot vers 21. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister. Maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees oor julle oë mag wees. Nie die vrees vir God nie, die vrees van God, ontzag en respek en eerbied vir God die Vader. Sodat julle nie sondig nie. So in ander woorde, omdat hulle God sien as hierdie kragtige wese, en omdat ons soveel ontzag het vir hom, wil ons nie meer aanhou sonde doen. Ek dink dit is elkeen van ons se hart. Omdat Christus vir ons gesterf het aan die kruis. Omdat ons so almagtige God het, wil ons nie aanhou sonde doen nie. Wil ons nie na die vlees lewe nie, maar na die gees lewe. Omdat hy so 'n almagtige en kragtige God is. En dis wat God wil kom doen nie. Hy sê, God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees oor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So het die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid waar God was. Nou die buitekring is 'n plek van vrees vir die Here. Is 'n plek van waar ons voel dat Here, u kan op 'n afstand bly. Dis reg, ek is gemaklik met 'n sonnoggend. Ek is gemaklik, hoor my hart, om te kies wanneer ek wil kerk toe kom ook. Ek sal op 'n afstand bly staan, Here. Maar ek ken u, en u is my God, maar ek sal op 'n afstand bly. Ek sal op in die buitekring bly. Here, ek sal u aanskou. Ek sal u sien op die berg. Vader, ek gaan nie nader kom nie. Ek gaan nie my voet nader sit hier nie. En hoekom sal ons bang word in die teenwoordigheid van die Here? Of vir die teenwoordigheid van die Here? Of wat sal ons keer om in te gaan, om op hierdie berg op te klim? En dit is ons sonde. Hoe ons sonde koester. En hoe ons nie met ons sonde deel nie. En hoe ons nie dit in die lig bring, dat die Here dit kan vergeef nie. Die buitesirkel is 'n plek van geen verhouding met die Here, en hierdie sê ek met 'n groot versigtigheid. Dit is 'n plek van godsdiens. In die sin van, is 'n plek van religion, not relationship. Is 'n plek wat ons net hierdie kragtige God sien, en ons sien, en ek haat as mense hierdie sê, maar oor my hart,
Dis 'n plek wat mense sien, God is hierdie man daarbo, is 'n unapproachable God, hy is hierdie kragtige God. Daar's nie 'n manier dat ek in 'n verhouding met hom kan staan ooit nie. Is nie 'n manier nie. As ek nader kom, sal ek sterwe. Broers en susters, jy moet sterwe. Want in die teenwoordigheid van die Here kan jy nie dieselfde bly nie. Jesus leer ons, stel op jou kruis en volg my. We have to die to ourselves. Ons moet sterf in ons vlees, sodat ons gees kan lewe. Die buitesirkel van intimiteit is 'n plek van tweedehands om te hoor van die Here af. Om tweedehands die woorde van God te hoor. Waar die volk dit duidelik gemaak en sê, Moses, praat jy met die Here en dan kan jy met ons praat. Dis 'n plek wat ons na die Moses luister op 'n Sondagoggend en jy self op die berg klim om te hoor wat God vir jou wil sê nie. Is 'n plek van tevrede wees om nie verder te gaan nie. Om nie ekstra moeite te doen nie, is 'n plek om tevrede te wees van ek sien u net van ver af and that's good enough. Daar is nie meer, en is meer 'n vrees ons vir die Here het as 'n ontzag en respek. Die buitekring is 'n plek wat ons nie teenwoordigheid van die Here is nie. Ons sien hom, maar daar's nie meer nie. Soos ek sê, dis net wanneer ons op 'n Sondag kerk toe kom en ons hoor net wat die Moses sê en ons is net so dankbaar vir die Sondagoggend. Dis genoeg vir my, dankie, dis al wat ek wil hê. Die tweede sirkel van intimiteit, Eksodus 24 vers 9 tot vers 11, dat die tweede sirkel is waar die vlees nog bietjie teenwoordig is. Waar ons nog 'n bietjie wil beheer hê oor ons lewe. Ons is nie volkome oorgegee aan die Here nie. Eksodus 24 vers 9 tot vers 11. Daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel. So die Here sê vir hom, gaan haal vir my vir Aaron, gaan haal vir my vir Nadab en vir Abihu en die 70 ouderlinge, die oudstes van Israel, gaan haal hulle vir my. Ek wil julle sien. En mag ons nie vanoggend sien dat God is 'n vreeslike God nie. Mag jy ons vanoggend sien dat God wil jou net sien. Hy wil net jou vir homself hê. Want hy is die jaloerse God. Hy wil jou nie deel met enige iemand nie. Daarop het Moses opgeklim, so hy het die manne gevat en hulle het die God van Israel gesien. So hierdie 74 manne het God gesien. God gesien en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie en hulle het God aanskou. Daarop het hulle geëet en gedrink. My vraag aan ons is, wat sal ons doen as ons God sien? Jy sal nie piknik op die berg hou nie. En dis waar die vlees inkom. Hulle het God gesien, en hulle besef, manne, is 'n lang journey hierdie. En kyk, hier is nou 'n grap hier, maar terwyl ek hierdie lees, omdat die hele, van Eksodus 19 af, tot hier by Eksodus 33, 34, is Moses op die berg, né? Dan sê die Here vir hom, gaan af, gaan praat met die volk, en dan sê die Here vir hom, Moses, kom op hier. So ons dink trail running is 'n nuwe ding. Moses het dit al lankal gedoen. So hy's op by die berg, af by die berg. Op by die berg, af by die berg. Op by die berg en dis dieselfde en Aaron en Nadab en Abihu en die 70 oudstes sien vir God. Maar hulle kies om te eet en te drink. Dis die tweede sirkel van intimiteit, is waar die vlees nog 'n bietjie hou vas op ons lewe het. Broers en susters, vra ons, en ek weet is baie maklik om te sê, maar imagine, die Here vat jou hier op die Sleeping Beauty berg, en hy sit hier bo, en jy sien hom, en jy aanskou hierdie mooi blou safierstene vloer, sal jy stop om te eet en te drink, of sal jy ingaan en verder gaan, en sê, Here, ek soek meer. Ek soek meer. Hulle besluit om te sê, maar hier is 'n goeie plek om te begin eet.
En dis nie dat ons as prins na die vlees leef nie. Dis nie dat ons nou as prins die dinge doen van die vlees nie. Maar ons wil nie dieper gaan om ons vlees op te offer nie. Want die een ding wat die vyand wil hê, is dat ons moet dink ons is nog in beheer van ons lewe. Dat ek kan nog besluit, ek kan nog kies. Wil ek gaan, wil ek nie gaan nie. Gaan ek opstaan môreoggend, gaan ek my wekker stel, gaan ek opstaan, gaan ek stiltyd hou. Die vyand wil hê dat jy moet nog kies. En dan gebruik ons die verskoning om te sê ek is maar tog net mens. En sê dat ons as prins gaan nie, ons wil net nie, of as prins na die vlees leef, ons wil net nie dieper gaan om te sê, Here, ek wil vir U alles gee nie. Ek wil vir U my doen en my late gee. Ek wil vir U my werk gee. Ek wil vir U my vrou, my kinders gee. Here, ek wil niks van my vlees hê nie. You can have it all. Here, ek wil hê ek moet uit die plek van in die binnekring waar ons laaste gaan by uitkom, uit daai plek uit wil ek leef. Uit daai plek uit wil ek funksioneer. Uit daai plek uit wil ek werk doen, wil ek besigheid doen. Uit daai plek uit van intimiteit wil ek met my vrou, met my kinders werk en met my vriende werk. Ek wil leef uit daai plek van die binnekring waar ek alleen tyd met God spandeer. Maar ons hou nog vas aan die gemak en die gedagte dat ek is nog in beheer van my lewe. Ons raak nog gemaklik en ons het al 'n paar weke terug oor dit en toe praat ons oor dit. Ons is gemaklik om die Here te dien met ons vlees, want ek geniet nog die tyd in die teenwoordigheid van God die Vader, maar ek geniet nog my vlees ook. Die tweede sirkel. Die tweede sirkel is 'n plek waar the fear of man sterker is as the fear of God. Hoor gou hierso. Onthou, Aaron het God gesien. Aaron, Abihu en Nadab en die 70 manne, hulle het God gesien. Die Bybel sê so. Dit was by sy voete. Het hom gesien. Hoor nou hier. Onthou die sirkel is 'n plek waar the fear of man groter is as the fear of God. Hoor hierso. Eksodus 32 vers 1 tot vers 5. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, en ons gaan later lees in die binnekring, Moses was in God se teenwoordigheid vir 40 dae en 40 nagte. En in daai tyd, in daai ontmoeting van Openbaring, het God die 10 gebooie en die wette kom gee, so ons gaan nou by dit uitkom. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel, Aaron wat God gesien het, wat by die voete van God die Vader was, wat die vloer gesien het, waarop God se voete rus, daai Aaron, om hom versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipteland laat optrek het, ons weet nie van wat van hom geword het nie. En nou Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af, wat aan die ore van julle vroue, julle seuns, julle dogters is, en bring dit vir my. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was, en dit na Aaron gebring, die man wat by God se voete was. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die buitel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar fees tot eer van die Here. Hoe kan Aaron, wat God gesien het, hierdie kalf bou en sê, dit is jou God? Want die tweede sirkel is 'n plek wat the fear of man, ons people pleasing is, in plaas van God pleasers word. 'n plek wat en Aaron het gesê, nou wys ouens, nee. Ek het God gesien. Daar's nie 'n beeld wat ons kan maak om naby hom te kom nie. Moses is, want Moses sê vir ons, gaan nou lees, Moses sê vir hulle, bly julle hier, ek gaan verder gaan. Aaron het gesê, ouens, kom ons wag net, Moses is by die almagtige God. Aaron moes hulle vertel het van hierdie experience wat hy gehad het, maar hy sit en drink en eet, in plaas om te kniel en te val en te aanbid. Want waar die vlees nog aanwesig is, raak ons sulke nonsens kwyt. Dat ons vir ons gode kry, wat ons
bevredig. Wat ons gees satisfy. Wat ons hartseer wil kom wegvat. Daar's nie 'n ding in hierdie wêreld wat jou seer kan wegvat, behalwe God nie. Ons het ophou vir ons gode te maak. Wanneer jy kyk, wanneer jy toe gaan vir troos, there's only one, daar's net een God. As jy verder lees in hierdie stuk, en dan kom God en hy sê vir Moses, jy moet afgaan. Die volk is besig om nie vir my te luister nie. So omdat Aaron nie verder gegaan het op die berg van intimiteit nie. Want hy by die tweede sirkel gebly het, daar moet altyd 'n begeerte wees om dieper te gaan. Daar moet altyd 'n begeerte in jou wees om dieper te gaan. Nou meer intimiteit met God die Vader. Die derde sirkel is 'n plek van voorbereiding en wag. Eksodus 24 vers 13 tot vers 14. Hierop het Moses klaargemaak en hier is net nadat Aaron hulle sit en 'n bietjie eet. En hierop het Moses klaargemaak en Joshua, sy dienaar, en Moses het op die berg van God geklim en aan die oudstes gesê, wag hier vir ons, vir my en Joshua, tot ons na julle terugkom en kyk, Aaron en Hur is by julle, wie regsaake het, kan na hulle gaan. So Moses vat sy dienaar. Hoekom het Moses nie vir Aaron gevat nie? Wat saam met hom gegaan het, om Egipte te lei, om God se volk uit Egipte te lei nie. Wat Aaron sy staf gevat het, neergegooi het om 'n slang te word, voor Farao. Hoekom het God nie hoekom het Moses nie vir Hur gevat nie? Want wie het oorgevat by Moses, toe Moses sterf? Joshua. En hy vat hom na die derde kring toe. Hy vat hom dieper. En hy vat hom dieper in. Want dit is 'n plek van wag. 'n plek van voorbereiding, waar jou tyd kom, en ek is nie besig met prosperity gospel nie, julle asseblief, maar is 'n tyd waar die Here jou gaan dieper vat, en verder vat, in jou bediening. Hoe meer jy tyd in God spandeer, hoe meer gaan jy jou bediening besef, en jou roeping verstaan, as kind van die lewende God. En ons vra altyd vir die Here, wat is my roeping? Gaan sit by God, hy sal vir jou sê. Gaan spandeer tyd, gaan 'n bietjie dieper in. Die derde plek van sirkel van intimiteit is 'n plek wat jy bietjie dieper gaan in jou binnekamer. 'n Bietjie verder gaan in jou binnekamer. En op die regte tyd sal die Here jou roep om in te kom. En dan kom ons by die binnekring. Eksodus 24 vers 15 tot vers 18. Toe Moses die berg opklim, het 'n wolk die berg oordek. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinai gebly. En die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. Waar die res van die volk sê, nou hy, dis verterende vuur, het Moses ingegaan. Want hy het die stem van God geken. Want nog gaan oomblikke wees, waar die Here jou gaan roep op die berg, en dan moet ons klim. Nog gaan oomblikke in jou lewe wees, waar die Here jou gaan wakker maak terwyl jy slaap, want ek wil vir jou iets sê. Nog gaan oomblikke wees, wat die Here jou gaan roep in jou binnekamer in, wat jy besig gaan wees met iets in jou lewe, los dit. Die Here wil met jou praat. En vir 40 dae en 40 nagte is Moses in die binnekring by die voete van God die Vader. In die binnekring van of die vierde sirkel van intimiteit, die binnekring is 'n plek van vertoef. 'n Plek waar ons moet wees, 'n plek waar ons moet bly, 'n plek waar jy veronderstel is om vanuit te leef. En dis die ding, broers, dis jou keuse. Dis ons keuse vanoggend. En die goeie nuus is, jy kan van die vierde kring afgaan in die binnekring in, van die eerste kring afgaan in die binnekring in.
Jy kan kies hoe ver jy uit in die berg opklim van jou verhouding met God die Vader. It's up to you. En daar waar jy is in die sirkel van intimiteit, dis waarvanaf jy besluit te neem. Moses was by God die Vader gewees. Is 'n plek van openbaring. Daar kom God en hy gee al die wette vir sy volk. Hy gee die 10 gebooies en ja, Moses het gegaan die eerste keer toe hy dit sien, toe hy afgaan berg, toe breek hy die 10 gebooies net daar, en hy gooi dit neer, want hy sien waarmee is Aaron hulle besig, en hy stap weer terug op en hy skryf weer die 10 gebooie en hy kom weer af. En dan by dit uitkom. Is 'n plek van intimiteit. 'n plek waar jy verskoon die Engels, ek praat baie, waar jy ingezoon word op die stem van God die Vader. Waar jy kan begin identifiseer wanneer die Here jou by jou naam roep en sê, Moses, kom op hier. Kom hier na toe. Ek wil met jou praat. Dis 'n plek van verhouding. Want wanneer jy op die buitekring is daar nie verhouding nie. Is daar vrees. Maar wanneer jy in die binnekring is, wanneer jy by God is, as jy bietjie dieper gaan, bietjie hoër op die berg ingaan, is dit 'n plek van verhouding. 'n plek van oorgawe. 'n plek waar jy die Here kan ken. Want dit is die Heilige Gees wat dit aan ons kom openbaar. Eksodus 33 vers 11. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. En die Here wou dit vir sy volk gehad het. Maar Moses was die een wat dieper gegaan het. Hoe mooi is hierdie, die binnekring van, die binnesirkel van intimiteit is 'n plek van transformasie. Hoor hierson. Eksodus 34 vers 29, en dis toe Moses die tweede keer afkom, en toe Moses van die berg Sinai afdaal, die 2 tafels van die getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met hom gespreek het nie. Moses se gelaat het geskyn, omdat hy by God was vir 40 dae en 40 nagte. Ons kan nie dieselfde bly, broers en susters, as jy in die teenwoordigheid van die Here is nie. There has to be change. Daar gaan transformasie plaasvind. You will not be the same. Jy sal nie dieselfde wees as jy in die binnekring van God ingaan nie. As jy in daai sirkel van intimiteit gaan nie. Die binnekring is 'n plek van verandering, is 'n plek waar ons verander word deur en in die teenwoordigheid van God die Vader. En is dieselfde met Jesus ook. Was die 70, toe die 12, toe die 3 en toe die 1. Die 70 disippels wat hy uitgestuur het, sy 12 disippels om hom, toe was dit Johannes, Jakobus en Petrus, en toe was Johannes wat die plek ingeneem het, wat beskikbaar was vir elke disipel, die bors van Jesus Christus. En elke disipel van Jesus was so naby aan Jesus, as hy gekies het om te wees. En Jesus het nie voorgetrek nie. Jesus het nie iemand voorgetrek nie. En Johannes het gekies om sy hoof op Jesus se bors neer te lê, want hy het verstaan intimiteit. Hy het verstaan liefde. Hy het verstaan, dis hoekom hy genoem word die liefling disipel, nie omdat hy voorgetrek word deur Jesus Christus nie, maar omdat hy die spasie betree het wat beskikbaar was, selfs vir Judas. Die bors van Jesus. So jy moet vir jou vra, wat so groep is jy? Is jy by die 70? Is jy by die 12 wat saam met Jesus eet ten minste? Of is jy saam in die 3 van Johannes en Jakobus en Petrus en hulle intimiteit met Jesus was die resultaat van hulle reaksie op sy lering en sy liefde. En nou so kom Jesus hulle 3 geroep het en sê, julle kom bid saam met my, ek sal sterwens toe benoud. Hoekom kon Johannes die binnekring ingaan, die intimiteit van Jesus beleef? Want hy was die een wat ingegaan. En is die ding, broers en susters, ons gaan nie die spasie in wat vir jou beskikbaar is nie. Ons klim nie die berg op wat vir jou beskikbaar is nie. En ons bly hier in
in die derde kring, in die tweede kring, en dalk hier in die buitekring, en ons kyk en ons aanskou, dit is vir ons goed. Daar's plek vir jou by Jesus Christus. Daar's plek vir jou in die op die berg. Begin net klim. Ons sal die binnekring ingaan as ons besef dit is 'n plek waar ek alles sal opoffer om in te gaan. Ek moet terug my vraag toe die begin. Hoe diep is jou begeerte vir intimiteit met God die Vader? Want om in te gaan is 'n plek waar jy opoffer. Is 'n plek waar jy besluit te maak wat nie noodwendig die populêre ene is nie, maar die belangrike ene is. As ander intimiteite meer begeerlik is vir ons, sal ons nie toegang tot die binnekring kry nie. As ander intimiteite, dinge van die wêreld vir jou te belangrik is, gaan daar nie vir jou toegang wees, gaan jy nie kan ingaan tot by die bors van Christus Jesus nie. Ek wil klaarmaak met die skrifvers, Ephesians 2 verse 18 to verse 19. For it is through him that we both have direct way of approach in one spirit to the Father. So then you are no longer strangers and aliens, outsiders without rights of citizenship, but you are fellow citizens with the saints, God's people, and are members of God's household. So wat is die kriteria vir jou om in te gaan? Is om te verstaan hoe lief God jou het en die soeke wat God na jou het. Die kriteria van Johannes om te kon ingaan by Jesus, om ek amper sê om in sy personal space in te kom, was die verstaan van Jesus se liefde vir Johannes. En as jy en ek gaan besef hoe lief God jou het, en dan in return hoe lief ons hom het, sal jy ingaan. Want dis wat 'n verhouding doen. 'n Verhouding is wat twee mense wat mekaar lief het, hulle self vir mekaar gee. Jesus het reeds homself vir jou gegee. Dis nie ons beurt nie, maar dit moet ons passie wees om sê, you can have it all. You can have it all, Jesus. You can have my hopes, you can have my dreams, you can have my life. Ek wil net ingaan by die binnekring van God die Vader. En die amazing ding wat ek gesê het nou ook, die amazing ding is, jy kan opklim op die berg. Jy hoef nie te bly by die buitekring nie. Jy hoef nie in die groep van 70 te bly nie. Hulle het ons goed gesien. Hulle het bedien in die krag van Jesus Christus. Maar nie een van die 70, of net een van die 70 het ingegaan tot by Jesus. Hulle het verstaan waaroor dit gaan. Oor verhouding. En mag die Gees van God ons dryf. Mag die Gees van God jou roep om in te gaan. Mag die Gees van God jou roep om te klim. En dit gaan nie net een keer wees nie. Moses moes herhaaldelik opgaan. Hy sê, gaan praat met die volk, kom op na my toe. Kom op na my toe. Dis nie net 'n eenmalige ding nie. Dis nie nou net môreoggend, omdat ons nog bietjie, ek is nie skuldig voel, omdat ons voel, joh Here, maar ek moet begin by U uitkom, dan is net môreoggend en dan los ons dit nie. Dis 'n elke dag ding, om te klim op hierdie berg van intimiteit. Om by Jesus te wees, waar jy jou hoof op sy bors kan neerlê. Want dis waaroor dit gaan in ons lewe. Ons wil weet, wat is ons doel? Ons doel is om by God te wees. En uit dit sal jou help. Soek God, en jy sal hom vind. Kom ons bid. Vader, soos ek kom dankie sê vir wie U is. Here, dankie dat U nie Uself 'n berg vir ons nie, maar dat U Uself beskikbaar gestel het vir ons, deur U Seun, Christus Jesus. Want U sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand maar die Vader behalwe deur my nie. Anders word ons toegang vir elke een van ons, om intiem te raak met God die Vader. Waar jy sy stem hoor, as hy fluister. Waar jy sy hartklop kan hoor, soos Johannes sy hoof op Jesus se bors neergelê. Want Johannes het die plek betree, wat vir almal beskikbaar was. En die berg is ook vir elkeen van ons beskikbaar, Here.
Dit gaan oor wat is ons perspektief oor ons verhouding met God die Vader. Is ons in die buiteste kring waar dit net vir ons gaan oor religion, ons geloof, en nie oor verhouding nie. Of ons verder gaan, maar ons vlees trek ons nog weg van ons verhouding met die Here af. Ons vlees vat nog ons aandag af van die Here af. Dis ons by die derde plek van intimiteit wat ons by wagperiode binne gaan. Of is ons in die binnekring van intimiteit? Die groep van een, waar Johannes is. Die Vader, ons is so naby aan U, soos ons kies om te wees. Ons is so diep in ons verhouding, soos ons kies om te wees, Here. En Vader, ek wil bid dat U regtig ons kan kom help om, Here, mag dit nou nie net uit skuldgevoel uit wees nie, maar uit 'n begeerdheid om te sê, Here, ek soek meer. Jesus, ek soek U. Here, mag ons tyd uitkoop om by U te wees, asseblief, Abba Vader. Here, ek vra dat elkeen van ons kom seën in hierdie dag, en Here, mag hierdie regtige week wees, wat U Gees ons roep. Wat die Gees ons roep om te sê, kom op hier, ek wil met jou praat. Asseblief, Here, mag ons luister, wanneer Jesus ons roep, wanneer God ons roep. Asseblief, Here, van ons soveel meer, wat ons kan ontdek van God die Vader, as wat ons tweedehands hoor van die Moses af. Want die Here wil met jou praat soos Moses, face to face, as a man with his friend. En Vader, kom trek ons op daartoe asseblief, Here, en mag ons gaan. Here, ek vra dat U ons kan seën in hierdie week, Here, kom berei ons voor, Here, kom gee vir ons die krag, wysheid, die kennis en die insig, wat ons nodig het om hierdie week klaar te maak, tot die beste van ons vermoë, vir U en deur U. Here, dankie vir wie U is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.